Prys die Here. God is goed. Amen. Ek dink ons kan vanmôre net sê God is goed. So, sit lekker terug. Sla die een langs jou, maak van jou genoeg spasie. Sit net gemaklik en lekker warm. En geniet vanmôre hierdie woord saam met ons. Amen. En ek wil vanmôre vir jou 'n baie belangrike woord bring. Glo ek wat die Here in hierdie laaste tyd op ons hart lê, op my hart lê. Uit Johannes uit, en ek het gevra dat julle dit sal gaan lees. En ek weet baie het nie. So ek gaan hier en daar gou ietsie uittrek. En wanneer ons uit die boek van Johannes gaan lees, dan gaan ons 'n paar dinge leer vanmôre en ons gaan dit sien. Maar ek wil hê dit moet by ons bly. Amen, dit moet by ons wees. En ek weet vanmôre is julle almal geliefd. Ons is 'n gemeente, ek is in besonder baie lief vir elkeen van julle, vir julle siele. Maar weet jy wat, ek wil vir jou sê, wanneer jy opstaan in die oggend, maak jy 'n besluit. You are taking or making a choice. En jy gaan besluit hoe jy daai dag gaan jouself beheer, hoe jy oor die Here voel, hoe jy dinge doen, of jy by die Here tyd spandeer of nie. Maar ek weet, julle is mooi kinders van die Here, en die Here is lief vir julle, en julle is lief vir die Here. Kan ek inteendeel vanmôre vir julle sê, die Here is onvoorwaardelik lief vir julle. Weet dit vanmôre, dat die Here onvoorwaardelik vir julle verlief is. Al voel julle iewers te verdwaal. Al voel julle vanmôre miskien, ek is nie op die pad nie, en daar's baie wat nie op die pad is nie, en hierdie is vanmôre 'n boodskap vir elke een wat op die pad is en nie op die pad is nie. Hier's 'n boodskap vir jou. En jy moet dit hoor vanmôre. Kan ek gou vanmôre vir jou iets sê? Die intimiteit van die Here in verbondenheid met dit wat hy vir ons sluit, en alles, almal wat ook op media luister, is dat wanneer ek en jy met die Here praat, 'n dialoog, 'n tweegesprek het, openbaar die Here vir jou baie dinge. Hy gee vir jou baie dinge. Weet julle dat in hierdie kerk mense wat sê hulle is kinders van die Here teen die kerk spreek? Ja. Maar hulle spreek teen God se kerk. Hulle spreek nie teen my, hulle wil my bykom. Maar ek vergewe hulle, want die woord sê, die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Hulle spreek teen die klank, hulle spreek teen die blazer, hulle spreek teen dinge, hulle spreek teen irritasie, maar weet jy wat? God neem alles op as 'n getuie. Weet jy, jou daaglikse lewe is 'n getuie. Kan ek dit gou vir jou wys? Julle glo my nie? Kan ek dit vir jou wys? Is jy by 1 Johannes 5? Kom lees gou saam met my in 1 Johannes 5. Hoor hierdie getuie van die Here vir ons gee. Hy sê vir ons, kom ons lees daarvan af vers 3 van 1 Johannes 5. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Hoor daar. Want alles wat uit God gebore is oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik die geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Maar hoor vers 7, want daar is 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. En hoor hier, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is ineenstemmend. Ek vergewe jou as jy vanmôre teen die kerk spreek. Ek vergewe jou. Ek vergewe jou onvoorwaardelik. Kan ek gou vir jou iets sê? Kyk gou vir ons daar, lees saam met my Psalm 119 vers 11, moenie blaai nie, hou jou daar, ek gaan vir jou op die skerm dit sit. Ons tema vanmôre sonde tot die dood. Ek het u woord, hoor mooi, ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen u nie sal sondig nie. Hoekom twyfel jy? Hoekom spreek jy teen die kerk van God? Hoekom spreek jy teen die kinders van God? Hoekom lei jy tot 'n sonde tot die dood? In 1 Johannes 5, hier is ons 2 teksverse, kan ek dit gou vir jou lees vanmôre? Hoor wat sê hy?
Dankie Tanzali, jy kan dit op die skerm sit. Hierdie twee vanmôre is ons teks. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. Hoor dan. En hy sal hom die lewe gee, vir die wat nie 'n sonde tot die dood te doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Regtig? Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Hoor baie mooi. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Nou wat is hierdie sonde tot die dood? Wat is hierdie sonde tot die dood? Kan ek gou vir jou sê, wanneer ons, dis hoekom ek wil gehad het, jy moes hierdie 1 Johannes 5 gaan lees. Die evangelie van Johannes is die hart van die evangelie. Maar ook die grootste openbaring, skryf hierdie neer, is die grootste openbaring van God se hart. As jy God se hart wil hoor vanmôre, moet jy hierdie evangelie gaan lees en bestudeer en sien wat sê hy. Hierdie is die grootste evangelie, of die hart van die evangelie, maar ook die grootste openbaring van God se hart. Ons moet baie versigtig wees om sonde te klassifiseer in denkbeeldige kategorieë. En ek wil vir jou sê, net om 'n paar verse te noem, onder andere Romeine 3:26, en die loon van die sonde is die dood, en Jakobus 2 te noem, maar dit alreeds maak dit duidelik vanmôre, alle sonde is dodelik. Want dit roep wat? Dit roep die wraak van God op ons. Weet jy geliefdes, kan ek gou vanmôre vir jou sê, in 'n tyd van dit wat ek deur is, in plekke waarin ek beweeg, in lang plekke waar ek sit, en ek hou net die mens in die algemeen dop, dan sien ek hierdie dinge. Jy sien die openbarings of die onderskeidingsvermoë wat die Here mens gee, kom 'n mens dit agter, dan sien jy dit. En dan moet jy weet, daar waar jy geplant is, daar moet jy blom, want die bloed van Jesus het gevloei vir elke een, gelowig of ongelowig. En wanneer ons Johannes 1 gaan lees, of die hele Johannes, St. John, soos hulle sal sê, die boek Evangelie van Johannes, dan kom ons agter dat hierdie is eintlik 'n baie geestelike ding. Hierdie is nie 'n vleeslike ding nie, alhoewel dit so is, maar is 'n baie geestelike ding, die liefde en dan die dood, die ewigheid en die lig, die duisternis, die liefde en die dood. Verstaan julle, is julle nog met my? Ek weet alle mense is sondig en elkeen van ons staan onder die vloek van die wet, en dit is die wraak van God. Of ons daarvan hou of nie. Kom ons lees gou Galasiërs 3 saam. Dit is nou nie daar op die skerm nie, maar kom ons lees net gou uit die boek van Galasiërs. Kom ek gee gou vir jou 'n oomblik, dan lees ons bietjie daar uit die boek van Galasiërs saam. Ek wil vir jou ietsie wys daar. Ek gee jou gou kans, Galasiërs 3. Ek prys die Here dat Christus egter vir ons vanmôre verlossing van die wetboek, met ander woorde die tweede dood, en laat sy heerlike koninkryk deurbreek vanmôre. Sy koninkryk is die koninkryk van die lig. Amen. Hoor gou hier, is julle daar? Galasiërs 3 vers 3, hoor wat sê? Jy kan eintlik daar langs aan gaan skryf, daar langs daai vers, onverdiend. Onverdiend, daar's 'n liedjie, onverdiend. Ons moet hom bietjie sing, Wanda. Hoor gou mooi. Julle is so onverstandig. Nadat julle met die Gees begin het, mense onthou, ek wil net gou vir jou ietsie sê, ons het nou net gelees uit daai vers, daar is 'n sonde tot die dood. Hoor wat sê die skrywer in Galasiërs. Hy sê, julle is so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei?
as dit maar verniet was. Verstaan julle nou, begin jy, hierdie so dalk vanmôre 'n bietjie meer vaste kos as bietjie babamelk is. Hierdie is ongelooflik belangrik. Sy koninkryk is die koninkryk van die lig. Kom ons lees verder. Kan ek gou vir jou sê, vers 9, ons gaan vers 9 en 10 lees, en dan sal ons nog 'n paar verse lees, maar kom ek lees gou eers vers 9 vir julle, sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. Vers 10, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elke een wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Verstaan jy? Is julle met my? Weet jy, ek kan met sondaar mense werk. Weet jy wat, ek is so lief om baie keer met hierdie afvlerk mense te werk wat so oor goed redeneer. Maar weet jy wat kan vir my, en skryf het sommer langs hierdie 9 en 10, hierdie Christene, hierdie gelowiges, hierdie kinders van God, naps, ek doen niks verkeerd nie. Ek rook nie, ek drink nie, ek is heilig. Ag man, wil jy nie net een of ander tyd tog net bietjie sonde doen nie? Asseblief, goeie hel. Ek is so by die Here, ek lees my Bybel, is al wat ek doen, ek kyk nie TV nie. Ag, wil jy nie net bietjie TV kyk nie? Asseblief. Ag, wil jy nie net 'n bietjie vir Trump dophou nie, hè? En lag 'n bietjie vir hierdie rooi berei clowns nie, man. Weet jy wat? Tanya, kan jy sien wat het ek daar met potlood geskryf? Ag, die gelowiges wat so boek hou. Amen. Ek doen niks verkeerd nie. Nou sê ek nie, moet nou gaan verkeerde goed, verstaan? Ek rook nie, ek drink nie. Ag man, jy lieg. Ek wil sommer nou vir jou vertel, met daai mense, as ek hulle sien kom, dan maak ek sommer 'n U-turn. Ek is eerlik. Hoor wat sê, mense, ek hoop nie hier is van hulle nie. Want almal wat uit die werke van die wet is, gelowiges hou boek, moenie. Ek skryf dit daar, moenie, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elke een wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Ons is deur die genade van Christus gered. Kan ek gou vir jou iets sê? Hierdie is ongelooflik belangrik dat jy dit moet verstaan vanmôre. Is julle nog met my? Amen. 1 Johannes leer ons, los die sonde, dit lei na 'n geestelike dood. Daar is 'n sonde, mense, hierdie is 'n harde woord, hierdie moet jy neerskryf. Daar is 'n sonde wat lei, hoor hierdie mooi Afrikaanse woord, wat lei na die verdoemenis. Amen. Ek is eintlik, hierdie pastore in kerke wat eintlik sê, daar is 'n dood wat lei tot die tweede dood, kom ons vernoem het, sê, daar is 'n dood wat lei na die verdoemenis. Kan ek gou vir jou sê, kyk wat sê hy, daar is 'n sonde wat lei tot die dood, hoor wat sê Hebreërs 6 vir ons. Ek gaan lees Hebreërs 6 vanaf vers 6 tot 8. Weet jy hierdie mense wat so die krag van God ontvang het? Hierdie mense wat eens op 'n stadium was hulle beraders en hulle het vir Christus gewerk, hulle was bidders, hulle was voorbidders, hulle het die salwing gehad, hulle het mense gelei, hulle het mense gehelp, hulle het uitgereik en ewe skielik toe kom daar 'n sonde en dit lei tot die verdoemenis en dis hulle waarvan Hebreërs praat. Hoor gou-gou, jy wat vanmôre wil wonder wie is dit? Kom ons kyk wat sê die Hebreërs skrywer. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het, hoor daar, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld. Hulle het dit gehad, julle het dit gehad. Hier's mense wat dit gehad het, hulle was vurig vir die Here en afvallig geword het. Daardie mense praat Johannes van. Sit hom vir my terug dan Zelling, asseblief. Daar is 'n sonde wat lei tot die tweede dood.
As 'n sonde wat lei tot die tweede dood. Ek het al hierdie krag gehad. Sit nog vir my weer op Hebreërs, dankie. As ek hier so in die kamera. Hulle was deel, hulle die hemelse gawe gehad. Wanda, hoor wat sê hy? Hulle was deelagtig van die Heilige Gees. Wat is jou nou? Wie? Indrina. Weet jy wat doen die duiwel? Hy doen lelike dinge. Maar weet jy wat is die grootste ding wat hy doen? Hy lieg. Hy's 'n liar. En hy kom vertel toe vir hierdie mense wat so deelagtig in die Heilige Gees van God was, luister, word bietjie hoogmoedig, kry bietjie arrogansie in jou, raak 'n bietjie ver bo hulle, wys hulle dit, wys hulle dat. Hulle sit hier. Hulle sit hier. En nou kom Johannes en hy sê, daar is 'n sonde wat lei tot die dood. Wat 'n verdoemenis is. Jy moet my vanmôre reg verstaan, ek is vanmôre hier om jou die liefde, want ek weet jy is 'n geliefde kind van God, ek is vanmôre hier om vir jou iets te sê, ek is vanmôre hier om te sê dat, en afvallig geword het vers 6, om die weer tot bekering te vernuwe. Hulle sukkel om terug te kom. Daar is so 'n trots in hulle. Jy sien, toe hierdie verskriklike, wonderlike engel, hy was soos tweede in bevel, hy het groot krag gehad, die musiek, sy naam was Lucifer, hy was 'n musiekengel en toe daar 'n boosheid in hom ingekom, hy wil gelyk geword het aan God, hy hoogmoed begin kry. En daai lei tot die dood, dis die verdoemenis, en hy vat daai mense saam met hulle. En weet jy waar kry jy hulle? Ongelukkig moet ek dit vanmôre vir jou breek in die kerk. Amen. In die kerk. Dis hartseer. Jesus, maar ek sê met die Here, ek kan nie hierdie preek doen nie, Here, asseblief nie. Hierdie mense is al so dik vir my. Nee, regtig, ek sê vir Tommy, ek kan nie. Ek weet nie meer nie. Ek sê vir Monia, Jesus, ek weet nie, maar as ek dit nie doen nie, wie gaan dit doen? Amen. As ek dit nie doen nie, hoe gaan 'n mens hierdie besef en dat jy daar is? Want weet jy wat, dit is so maklik om daar te kom, glo my. Yes, amen. Glo my. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer gekruisig en openlik tot skande maak. Weet jy, ek wil dit nie vir jou vanmôre sê nie. Ek het gedink ek moet hierdie uitlos, maar ek kan nie. Jy's besig om God te kruisig. Los dit, man. Ek is hier om vanmôre vir jou te sê, miskien is jy dalk een van daai wat sê, en dit moet jy baie mooi verstaan, eenmaal gered, altyd gered. Dis dit. Eenmaal gered. Maar ek het vanmôre vir jou nuus. Hulle het so ver gegaan dat Jesus sê, julle het julle redding verloor. Jou salvation is weg. Is weg. Weet jy, hulle skryf vir my. Hulle bly by die Here, hulle skryf dit in Bybelboeke. Maar daar's geen vrug wat by die bekering pas nie. Hierdie is 'n totale nugtere herinnering van dit. Hulle het Jesus gekruisig en openlik tot skande gemaak. As jy 'n broer of 'n suster sien wat sonde doen, luister gou vanmôre van my. Hoor gou mooi, 1 Johannes, kom ons gaan terughou na 1 Johannes toe. Daar ek wil jou weer na daai vers toe vat. Jy moet hierdie neerskryf vanmôre, jy moet hierdie woorde hoor, jy moet weer na hierdie preek gaan kyk. Jy moet 1 Johannes 5 vers 7 en 8 memoriseer. Die woord sê, kom ons sê 8, en daar is 3 getuienis. As jy vanmôre jou broer of suster sien sonde doen, moet jy weet, as jy hulle nie waarsku nie, is die bloed op jou hande. Amen. Is die bloed op jou hande. Hulle is besig om hulle self te verlei na 'n tweede dood, 'n verdoemenis, die sonde tot die dood.
Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die ander kant. Vir julle, vir elkeen, vir julle wat dit ken, miskien moet jy hierdie preek vat, ek gee jou vanmôre toestemming, vat hom, gaan preek hom vir hulle, gaan lê dit voor hulle neer, gaan lê dit voor hulle neer, asseblief gaan preek hierdie preek, gaan lê dit voor hulle neer, daar is nog vanmôre 'n kans om reg te maak. En Jakobus, kom ons blaai gou na die boek van Jakobus toe, ek wil gou vir jou iets wys, uit die boek van Jakobus, Jakobus die 5de hoofstuk, vra God om jou te vergewe vanmôre. Los hierdie dinge, man. Ons is lief vir mekaar, ek is lief vir almal, en ek wil sien dat jy geliefd bly vir God, en dat jy by die Here uitkom. Daar is nie 'n oordeel oor sonde nie, daar is nie. Daar is 'n vermaaning, ja, en is nie lekker nie. En telkens praat hierdie Johannes van hierdie twee koninkryke, hierdie twee groepe mense, hy praat van die lig van die wêreld, en die wat in die duisternis lewe. Hy praat met ander woorde van die wedergeborenes, die teruggevallenes, en die nie weergeborenes. Jakobus kom, en dan sê hy daar in die 5de hoofstuk vir ons, vers 15, en vers baie bekend, en die gebed van die geloof, vers 15, sal die kranke red. Dan sal jy sit net vir my asseblief weer daai 1 Johannes op, oor wat sê, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood toe lei nie, moet hy bid. En Jakobus kom skryf dit. Hy sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Amen. En die Here sal hom oprig. Hoor daar. En die Here sal hom oprig. Jou gebed het in almose voor God gekom om daardie mense op te rig. Nie Naps nie. Naps gaan hom nie oprig nie. Nie jy kind van God nie. Nie jy allerheiligste wat geen sonde doen nie. Wat heeldag met jou neus in die Bybel sniffel. Nee, ek is eerlik. Dis nie God wat God wil dit nie hê nie. Hy wil dit nie so hê nie. Maar dit is 'n ander lewe. Dit is 'n ander lewe. Jy moet lewe, man. Jy weet mos wat is reg en verkeerd. Amen. Hoor wat sê hy. En jou gebede het in almose voor die Here gekom, en jy het hierdie mense voor God geroep, en ons roep hulle, dat hulle sal staande bly, dat hulle sal hoor. Iewerste moet ons bind. Ons bind die gees van hoogmoed, arrogansie. Amper wil ek die woordjie harregat sê, maar ek sal nie. Ok. En dit is so. Moses slaan die klip, maar God het hom 'n ander bevel gegee. En deur dit het hom nie in die beloofde land laat ingaan. Dawid, Samuel, al hierdie Salomo, alles. Gaan kyk wat het die Here gedoen. Dit wek God se grimmigheid op dit op. Maar dis die nie sonde tot die dood nie. Die Here sê bid daartoe. Maar die wat terugval en die wat sê, Here, ek het U nie nodig, lei tot die sonde van verdoemenis. Hoor mooi. Is julle daar? Kom ons lees gou Johannes 5 vers 15. Selfs as hy sonde gedoen het, hoor daar, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Dan kom hy, dan sê hy hierso, kerk, asseblief doen dit, ek pleit vanmôre, ek pleit, ek weet wat in jou is. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Amen. Sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek vra jou vanmôre. In die konteks van 1 Johannes sien ons, as iemand sonde pleeg tot die dood toe, as hy konstant met sy lewenswandel getuig, dat hy eintlik in die ryk van, maar hy is uiteindelik in die ryk van die duisternis, dis wat dit is. Al sê hy ook vanmôre, hy is deel van die lig. Buite Christus, hoor mooi, buite Christus is geen saligheid nie. Is geen saligheid nie. Geen saligheid nie.
Let wel dat Johannes, ons dan nie in 1 Johannes 5 vers 16 verbied om vir hierdie mense te bid nie. Hy lê egter die klem op dat daar ook geen verpligting op ons is om vir hulle te bid nie. Partykeer moet jy maar die stof van jou skoene afskud. Hulle weet het. Sorry, jammer is so. Hulle weet het. Kerk, kan ek vanmôre vir jou iets sê? Pas jou naam op. Pas jou naam op. Kan ek maar bietjie loop? Ja. Gaan jy daar so sit vir ons? Sit vir ons die tema op, dat die kamera daai kant toe gaan. Pas jou naam op. Want jou naam is voor God. Amen. Jy moet nie vir my so kyk asof jy my nie glo nie. Pas jou naam op. Lees gou saam met my in die boek van Spreuke. Ag, ek jok Prediker, jammer. Die boek Prediker. Sewe. Here, U ken my naam, U weet my naam. U ken alles. Prediker 7. Prediker 7. Weet jy hoe belangrik is jou naam voor God? Weet jy hoe belangrik is jou naam in die samelewing? Weet jy hoe belangrik, al sê hulle van jou wat vanmôre, Andries? Al sê hulle van jou wat vanmôre? Maak nie saak wat hulle sê nie, maak nie saak teens wat hulle spreek nie. Maar al wat ek vanmôre vir jou sê is, Wikus, pas jou naam op, John. Jy weet wie jy in Christus is. Amen. Ok, die aanslag is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede. En hulle wil, en hulle gebruik die kinders van die Here, die afvalliges, om hulle teen jou te spreek. Maar ek wil hê jy moet iets verstaan. Hoor gou wat sê Prediker 7 vers 1. Hy sê, 'n goeie naam, hoor daar, is beter as goeie olie, en die sterfdag beter as die geboortedag. Wow! Huh? Kyk na jou naam, pas jou naam op. Jy het 'n goeie naam. Kind van die Here, jy het 'n goeie naam. Dis wat die Bybel my leer. Hy sê dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis wat van maaltyd, want die eerste is die einde van al die mense en die lewende kan dit ter harte neem. Om verdrietig te wees is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart. Huil jou hart uit voor die Here, man. Pas jou goeie naam op, dat hulle van jou sê wat hulle wil. 'n Goeie naam is beter as goeie olie. And the fire that the Lord put by your name, is sodat jy vanmôre sal erken, ek is sondig. Ek is sondig. Weet jy, kan ek vanmôre vir jou sê, jou lewensaar gaan op 'n stadium ophou. Die silwerdraad gaan breek, die goue kruik gaan stik en val by die fontein. En die stof sal terugkeer na God aan wie dit behoort. Na die aarde. En die gees na God aan wie dit behoort. En die getuie gaan dan teen jou wees. Daar gaan 'n tyd kom, en dan gaan hy sê, ek ken Phinaps. Ek ken die goeie naam. Is baie keer nodig dat die herder ook die skape moet ruik. Die skape is so om te sê, die herder moet kyk na die skape, maar ek dink baie keer moet die herder die skape ruik. En van die skape stink. Ag, anders stink na rook, maar dis oké. Maak nie saak nie. Vir julle wat rook, wat 40, 50 rand op 'n pakkie spandeer, hier's mense wat smag na 'n Bybel.
Sorry, maar ek sê dit nou maar sommer net so algemeen. Maar dit nie rekord nie. Dit klink soos 'n paar predikers wat dalk nou skimp vir geld vir Bybels. Maar ja. Nee, kom ons kom terug. Ek sê ernstig. 'n Goeie naam is beter as goeie olie. En 'n sterfdag beter as die geboortedag. Vers 8, die einde van 'n saak is beter as die begin. 'n Lankmoedige is beter as 'n hoogmoedige. Haha, 'n lankmoedige. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie. Want ergernis rus in die boesem van die dwaase. Party mense koppel hulle tradisie en hulle nageslag en hulle en allerhande leuns en hulle historiese manier van waaraf hulle kom, die bloed wat in hulle are is, en hulle is Duitsers en hulle is sulke mense, twak man, God sê jy is wie ek sê jy is. Ek het jou nie gemaak om jou te koppel nie. Hou op frons man. En begin te leef wie God sê jy is. Jou naam is regtig baie beter. Jy het 'n goeie naam. Elkeen het 'n goeie naam. Elkeen vanmôre van my insluitend, weet dat ons in 'n wêreld is, soekend na die wêreld se verlore siele, maar ook om na ons eie siel om te sien. En dis belangrik vanmôre. So ek wil vanmôre vir jou vra, pas jou naam op. Dit is my en jou plig om vir hulle te bid, en is my en jou plig om te sien na hulle. Is my en jou plig. Moenie dit veg in die vlees nie. 1 Johannes sê vir ons, dit is waaroor dit gaan, jy moet dit reg verstaan in die konteks, dit is geestelik. Amen. Bid sonder ophou. Daar gaan 'n dag kom, kan ek gou vir jou ietsie lees, kan jy gou saam met my blaai na Prediker 11 toe. Ek is so lief, baie ken my, ek het dit al baie gesê, in daai jare, in die reislande, het hulle dit gesit, en as dit opgestroom is baie soos die Chinese gemaak het. Dan het hulle met die kanoes gegaan, en hulle het gehoop en bid vir goeie oes, dit het baie lank gevat, al hierdie dinge, en hierdie skrywer skryf dit. Hy skryf hierso vir ons, hy sê, werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Met ander woorde, werp jou brood uit op die water, want na vele dae sal dit terugkeer na jou toe. Dit leer ons om nooit op te hou nie, is om aan te hou. Hou aan bid. Werp jou brood uit. Hou aan bid. Roep jou man se naam voor God. Roep jou vrou se naam. Roep jou broer se naam. Roep jou kinders se naam. Roep hulle naam voor God. Werp jou brood. Werp die krag van jou woorde voor God. Want na vele dae sal dit terugkeer na jou toe. Hoor mooi. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Moenie twyfel daarin. Werp jou brood uit oor jou eie naam, oor jou eie lewe, en bely dit. Sonde tot die dood, het jy gehoor. Amen. Here, baie dankie vanmôre. Kan ons voorsangers net hier kom staan? Ons gaan daai liedjie sing, maar voordat jy speel vir my net daai liedjie, ek ken 'n naam. Terwyl ek binnend is vanmôre, ek ken 'n naam. 'n naam bo alle name. Kan ek jou vra om net lekker rustig en stil te word voor God? Yes. Oë gesluit, praat 'n bietjie met die Here. Roep 'n bietjie jou naam voor die Here. Here, my naam is Kobus. Here sê, ek ken jou Kobus. Ek ken jou. Van yes. Bid. Ek glo daar gaan 'n tyd kom wanneer die goddeloses bymekaar sal kom en hulle sal die geregtigheid van God soek. Yes.
my siel. Ek dink aan Jesus. Yes, roer dit jou siel nog? Roer dit nog jou siel vanmôre? As dit nie jou siel roer vanmôre nie, as jy vanmôre wil bely, elke oog gesluit, hierdie is tussen jou en God. God is hier, jy moet opdaag, jy moet sê, hier's ek, Here. God gaan jou verander, staan saam met my, net daar waar jy is. Maak jou oor toe, moenie rondkyk nie. Asseblief, hierdie heiliges, moenie rondkyk nie. Staan saam met my en sê, Here, ek bely vanmôre. Ek het gespreek teen u kerk vanmôre. Ek het verkeerde dinge gedoen. Staan, dankie Johnny. Dankie vanmôre. Staan vanmôre. Ek voel in my gees, hier's nog wat moet staan. Staan vanmôre. Jy het 'n bietjie gebackslide, you fall back. Staan vanmôre. Jy's nie waar jy moet wees nie. Jy's kwaad, jy het 'n kwade gevoel in jou. Staan saam met my vanmôre. Dankie. Dankie. Dankie, Here, praat met hulle. Dankie. Staan saam met my vanmôre. Staan saam met my vanmôre. Jy sê vanmôre dalk ek wil weer terugkom waar ek was. Ek wil weer daai salwing hê waar ek dit altyd gehad het, waar die Heilige Gees dit aan my gewerk het. Nou moet ek veg net om in die lewe te bly. Wil jy nie net saam met my staan nie? Kom ons staan. Ek was al daar. Kom. Sê ek wil weer vanmôre net daai salwing terug hê. Ek soek net weer vanmôre daai anointing terug. Dankie. Ek soek dit vanmôre weer. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie. Ek wil vir julle sê, is alright hoor. Is alright om so te voel hoor. Miskien voel jy God het jou gelos. Miskien voel jy net vanmôre, waar is die Here? Hoekom gebeur goed nie? Staan saam met my. Hoekom gebeur goed nie in my lewe nie? Ek bly bid, ek bly vra, ek bly by die Here kom. Hoekom gebeur dit nie? Staan saam met my. Daar moet tog 'n verandering in hierdie wêreld of in hierdie kerk kom, of in my lewe kom. Daar moet 'n verandering kom. En ek kan dit nie in my eie krag doen nie. Ek het Jesus se krag nodig. Ek het vanmôre sy krag nodig. Laaste keer, kom, staan saam met my. Ek voel jy wil staan vanmôre en die Here sê, I want to touch you. Ek wil my hand vanmôre op jou kop neersit. Ek wil jou aanraak vanmôre. Ek wil jou aanraak vanmôre. Jo, my beker gaan oorloop. My beker gaan oorloop. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Bena. Yes, dankie Here. Vir laaste keer wil jy nie staan nie. God wil vir jou groot dinge doen. En ek sê dit nie vanmôre en dit gaan nie gebeur nie, dit gaan gebeur. God is hier. As jy hier uitstap, as jy in die Oesland, ek sê vanmôre vir jou, die dorre plekke waar die duiwel is, gaan ons heen stuur vanmôre, maar as jy vir hom 'n deur oopmaak, gaan hulle baie erger terugkom. Hulle gaan kom om te vernietig, hulle wil vernietig. Kom ons seël jou af vanmôre, staan saam. Staan saam vanmôre. Dis 'n ernstige saak hierdie. Dankie julle, dankie, daar staan hulle. Dankie. Thank you Lord. Dankie Jesus. Here, nou bid ek so vanmôre, laat die Gees van God oor hulle sweef. Raak hulle aan vanmôre. U ken hulle behoefte. Ek stuur u seën uit vanmôre, Here, ek's net die instrument. U sê vanmôre, en hulle sal gered word. Laat daar gebid word, en die kranke sal gered word.
Nou kom ek met danksegging vanmôre en ek sê vir U, dankie Here, dat U hulle red. Dankie vir die redding oor hulle lewe. Dankie vir die verandering oor hulle lewe. Elke neutronselletjie, elke breinsel, elke een wat vanmôre oor hulle lewe is. Alles wat is, dit wat hulle gedagtes nou vanmôre, hulle onderwerp het vanmôre aan U heiligmaking, aan Jesus Christus, die Heilige Gees, die Gees bo almal. Dankie. Die Heilige Gees sal vir jou getuig op hierdie aarde. Gaan leef in vrede. Verwag sy seën, spreek dit, roep dit uit. Dank die Here vanmôre vir sy lankmoedigheid, sy goedheid, sy guns op jou lewe. Vat dit vir jou. Vat dit vir jou. Julle wat staan, dankie, pas jou naam op. Jy het 'n goeie naam. Jesus ken jou naam. Jou gebede het in almoes voor hom gekom. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke neem.